whoever you need to be with Vital. Welcome back to your Feel Good Breakfast Show. It's Espresso on SABC3. Now, Kat, you got a chance to chat to Andrea a while back. Ja, ons het 'n bietjie gepraat oor hoe belangrik dit is om te weet presies hoeveel koolhidrate daar in jou kos is. Want as jy nie daai balans kan tref tussen jou oefening en hoeveel kalorieë jy verbrand en dus hoeveel koolhidrate jy verbrand nie en jy eet te veel, kan jy 'n bietjie uitsit in vet. Wat nie moet gebeur nie. Niemand wil dit hê. Nee, glad nie. So het jy al gewonder hoeveel koolhidrate is daar sê nou in 'n snit brood? Of dalk in 'n hele muffin of 'n stuk wortelkoek. Alles wat lekker is wat ons almal geniet om te eet. Daai wortelkoek is my lekkerste. Dit maak my nog ons eintlik baie honger, maar vir jou gesondheid, kyk 'n bietjie hierna. Vandag gesels ons oor koolhidrate. Hoeveel is te veel en hoeveel te min? En weet jy hoeveel skuil in 'n stukkie wortelkoek? Hier's die antwoorde. Op Espresso praat ons vreeslik baie van hoe belangrik dit is om gesond te lewe. Maar om gesond te lewe moet mens baie gesond eet. En om dit te kan doen, moet jy mooi verstaan wat presies in jou kos is en wat dit aan jou liggaam doen. En dit bespreek ons vandag saam met Andrea Du Plessis van Vital. Ons praat oor koolhidrate of carbohydrates, carbs, soos hulle dit in die atletieke wêreld noem. Nou, wat presies is carbs en eet ons te veel daarvan? Wel, koolhidrate is 'n voedingsstof wat ons kry uit die stysels en suikers uit ons dieet wat vir ons energie gee. Iets wat ons baie goed ken is brood, wat stysel bevat, muffins, pasta ensovoorts. En suikers kry mens natuurlik in vrugte en dan ook in vrugtesap en ook natuurlik in die versiersuiker in daai snykoek. Nou ek weet daar's baie praatjies wat omgaan dat ons heeltemal te veel koolhidrate inneem. Is dit waar? Weet jy, oor die algemeen as mens kyk na die gemiddelde Suid-Afrikaners dieet, is dit ongelukkig so dat meeste van ons eet te veel koolhidrate. So as jy nou kyk na kosse wat baie versoet is en verfynde stysels bevat, mens besef nie altyd hoe gekonsentreerd dit in koolhidrate is nie. Te veel koolhidrate verhoog jou kans om tipe 2 diabetes te ontwikkel en laat jou energievlak daal. 'n Goeie wenk is om jou porsies aan te pas by hoe aktief jou lewenstyl is. Op die vlak wat mense verstaan nou watter kos bevat watter tipe koolhidrate en hoeveel daarvan, sodat mense dit kan bepaal as jy jou maaltye bymekaar sit. As jy kyk na 'n tipiese middagete, 'n vinnige toebroodjie en 'n glas sap, mens besef nie deur die glasie sap by te drink verdubbel jy jou maaltyd se koolhidraatinhoud nie. En met ander woorde die ekwivalent dan van 4 snye brood as jy 1 toebroodjie met 'n glas sap geniet. 2 snye brood se koolhidraatinhoud is dieselfde as 4 van hierdie ryskoekies. En dit is hoekom mense wat op gewigverliesprogramme is so lief is vir ryskoekies, want dit is minder energie vir meer volume. Kies die regte koolhidrate om energiek en versadig te voel. Kos met 'n lae GA soos sojabone en saadbrood word stadig opgeneem en jou bloedsuikervlakke bly taamlik konstant. Ek sien jy daar eet wat vir my soos 'n gesonde pasta slaai lyk. Ja, wel dit is redelik gesond, maar as jy moet raai, hoeveel koolhidrate se ekwivalent is dit in snye brood? Ek het al gehoor van carbo loading wat atlete doen voor 'n groot maraton of sê nou 'n cycle toer. So ek sal sê 10. Nee, dis nie so baie nie. Okay. Dis net 6. Ja, maar ek dink min mense wat 'n pasta slaai eet besef hulle eet die koolhidraatinhoud van 6 snye brood. Of soos ons gesê het, 1 sny brood is 2 ryskoekies, so dit is 12 ryskoekies. So iemand wat op 'n verslankingsdieet is, sal byvoorbeeld nou nie noodwendig 12 ryskoekies eet nie, maar om te besef dis die ekwivalent. Ja. So as jy jou voorstel as jy 'n maaltyd het van 2 ryskoekies met 'n vars slaai daarbey, is dit nie eers soos 'n happie van die pasta slaai in energie nie. Ja. En dis belangrik vir mense wat wil gewig verloor. Maar ek het nou 'n gevoel jy gaan iets sê oor dinge wat ek baie geniet, goed soos muffins en wortelkoeke. Ja, ek dink baie mense se gunstelinge is nou maar die koek en die tart en muffins, maar hierdie is 'n billie van 'n muffin. Ja, dit is 'n billie. En eerstens is baie swaar en dig, hier's baie suiker in en baie meel. Dit is 14 snye brood, die ekwivalent van hierdie muffin, en die sny wortelkoek wat nog besnou versiersuiker ook het, is gelyk aan 16 snye brood. En dit is min mense wat gaan sit en 'n snytjie wortelkoek eet, besef dat dit die ekwivalent is van 16 snye brood. Ja. So dis belangrik om bewus te wees daarvan. So ten slotte, hoe kan mense meer wys raak oor sulke goed soos koolhidrate en waar kom dit vandaan en watter kossoorte? Ek dink dit is belangrik om met 'n dieetkundige te praat, veral as jy wil gewig verloor, want soos ons kan sien, dis nie maklik om te skat hoeveel koolhidrate in jou kos is nie, veral as jy diabetes en soos ek sê gewig wil verloor. En dan die ander ding is belangrik om jou voedseletikette te lees. Om te sien hoeveel koolhidrate in jou kos is. As jy koolhidrate vermy, begin jy na soetgoed hinker. Vir 'n slanke middel kies dus eerder die lae GI soort en hou 'n streng oog op die grootte van jou porsies. Be whoever you need to be with Vital. Stay with Espresso and SABC3.